saam met julle te kuier en welkom by ons heel eerste Kids on the Couch. Ek het lekker maat saamgebring, kan julle sien. Ek het vir Aiba, vir Jody en vir Luan. En hulle gaan nou vir julle elkeen 'n belangrike punt gee. Maar ons het so lekker les gehad. Ons tema was gevestig in gebed. Nou ons fokusvers wat ons gedoen het, was Matteus 18 vers 20. Wat sê, waar 2 of 3 bymekaar is, sien julle ons is bymekaar, het Jesus gesê, is hy ook by ons. Hoe amazing is dit julle? 2 of 3 bymekaar is, in Jesus se naam is hy ook. Dit is so wonderlik om dit te weet, dat ons nie alleen is wanneer ons saam bid nie. Maar ek gaan dat hulle vir julle daai belangrike punte gee. Nou, Aiba, wat was jou belangrike punt wat jy gehad het? Gebed verbind ons met God. Oh wow, gebed verbind ons met God. So, dit beteken, wanneer ons bid, hoef ons nie al hierdie moeilike woorde te bid nie. Ja. Ons kan eintlik net met God praat, soos wat ons met ons vriende praat, So, dit is eintlik nie moeilik nie, ons moet net met God praat. Gebed verbind ons met God. Ons moet net met hom praat. En Jody, joune? Daar is krag in Jesus se naam. Oh wow, presies wat ons vandag oor gepraat het. Dat daar's krag in Jesus se naam. Die Bybel leer ons dat ons krag in Jesus se naam. So wanneer ons bid, bid ons deur Jesus se naam. Ons gaan nie net Jesus se naam gebruik vir die lekker nie. Nee, ons gaan dit nog steeds respek hê en ons gaan geloof hê wanneer ons bid, So wanneer ons in Jesus se naam bid, deur daai krag, dan maak dit ons harte, dit gee ons moed, dit help ons dat ons nie alleen voel nie, en dit maak ons harte gereed vir aksie. En Luan, wat is jou punt? Ons hoef nooit alleen te bid nie. Ons hoef nooit alleen te bid nie. Ek dink daar's baie mens wat bang is om alleen te bid, So, Jesus se disippels het altyd saam gebid. Onthou jy? Sy disippels het altyd saam gebid. Nou, ons het ook mekaar maatjies. Ons het mekaar hierso. Julle het mekaar by die huis, jou mamma en pappa, jy het by die skool maatjies wat jy mee saam kan bid. So ons hoef nie alleen te bid nie, want wat het ons fokusvers nou weer gesê, waar 2 of 3 bymekaar is, daar is Jesus ook. So ons hoef nie bang te wees nie. Dit is so wonderlik. Nou ons storie vandag het gegaan oor Petrus en Johannes, wat geloop het na die tempel toe om te bid en daar 'n verlamde man gesit. En hy het gebedel vir geld. Maar Petrus het gesê, hulle het nie vir hom geld nie, maar wat hulle het, gee hulle vir hom. En weet julle wat het hy gesê? Petrus het vir hom gesê, in Jesus se naam, staan op en loop. En hulle het hom by die hand gevat, hy het opgestaan en hy het geloop. So in Jesus se naam, in daai krag, Petrus het wie gehad? Hy het vir Jesus gehad. Hy het vir Jesus gehad. En hy het Jesus vir daai man gegee om op te staan en om te loop. So in Jesus se naam is daar krag, maatjies. Ons moet nie skaam wees vir dit nie. So julle uitdaging hierdie week, en julle sin ook, Ons almal se uitdaging is om hierdie week te gaan en saam met iemand te bid in Jesus se naam. Of dit nou vir iemand is wat stil is en skaam is, saam met hulle te bid, of dit is om vir iemand te bid wat eksamens skryf en hulle het 'n bietjie hulp nodig, of dit saam met iemand is wat dalk hartseer is of nie lekker voel nie. Jy gaan hierdie week maatjie en jy bid saam met iemand deur Jesus se naam, en dan moet jy net weet, daar gaan krag gebeur, daar gaan dinge kom, en julle gaan vir ons kom vertel wat het gebeur. So, onthou, julle is geseën, gelief en nie alleen nie. Sien julle volgende week. Bye!